Goeiemôre geliefde gemeente en ook hartlik welkom aan alle besoekers wat vanmôre saam met ons hier mag wees. Afkondigings voor die diens, ons kollekte by die deure is vir die diakonale kas, ons kollekte onder die diens is vir die diakonale kas en by die deure is vir ons Bolandse bedieningsfonds. Ons het vanmiddag Bybelstudie in Langebaan om 16:30 en dan donderdag is daar Bybelstudie in Velddrif om 9:30. Die 11de Maart is daar kerk Kiki Club en dan wil ons in besonder vandag dankie sê vir eerstens die susters vir gister se wonderlike en groot geleentheid en besonder vir Annelise wat voorgevat het met die reëlings, maar vir almal wat daarbey betrokke was. Baie dankie. Dan mee saam ook vir die verfspan wat hierdie week so hard gewerk het om die dak en die mure buite om baie mooi te verf. Goed, die res van ons afkondigings sal ons dan na die diens doen. Ons begin ons erediens deur saam te verklaar, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Liefdes aan die vir wie God die Vader geroep het, dat hy lief het en deur Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Ons staan dan, sing ons saam Psalm 116 as ons loflied. God het ek lief, want die getroue Heer, hoor na my stem, uit vrye welbehae. Ek roep hom aan in al my lewensdae, en hy skenk my hulp. Hy red my keer op keer. Besonder dan ook die fokus van vers 5, dat die Here ons siel weer van die dood bevry, en dan die vraag in vers 10, of eintlik die belydenis in vers 10, ek sal u naam met dank erkentenis prys, te midde van die feestelike skare. Kom ons staan, dan sing ons saam Psalm 116 as loflied, vers 1, vers 5 en vers 10. Ons bely ons geloof in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, by die lyding van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk,
gemeenskap van die heiliges, vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vanmôre saam na die wet van die Here uit Deuteronomium hoofstuk 5. Daarna lees ons ook 'n gedeelte uit Deuteronomium hoofstuk 8. Deuteronomium hoofstuk 5 vanaf vers 6. Die Here het gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus, soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God, deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê, en dit sal goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag niemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of sy donkie, enigiets anders wat aan hom behoort nie. Die Here het by die berg al hierdie gebooie duidelik hoorbaar aan die hele gemeente gegee, uit die vuur en die stikdonker wolk uit. Toe het hy stil gebly. Daarna het hy dit op 2 plat klippe geskryf en dit vir my gegee. Maar saam lees ons Deuteronomium hoofstuk 8 vanaf vers 1 tot 11. Jy moet elke gebod wat ek vir jou vandag gee, gehoorsaam en daarvolgens lewe. Dan sal jy bly lewe, baie word, die land ingaan en dit in besit neem soos die Here met 'n eed aan jou voorvaders beloof het. Jy moet onthou hoe die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het. Hy het dit gedoen om jou nederig te laat word en jou op die proef te stel, sodat hy kan weet wat jy dink en of jy sy gebooie sal gehoorsaam of nie. Dat jou laat swaar kry, laat honger ly en toe met manna gevoed, iets waarmee nog jy, nog jou voorvaders bekend was. Hy het dit gedoen om jou te leer dat 'n mens nie net van brood leef nie, maar dat jy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Jou klere het in 40 jaar nie versluit nie, en jou voete het nie geswel nie. Jy moet diep in jou hart weet, soos 'n man dissipline by sy seun kweek, so het die Here jou God vir jou dissipline geleer. Jy moet die gebooie van die Here jou God gehoorsaam en sy wil doen. Jy moet hom dien, want hy sal jou in 'n goeie land bring, 'n land met waterstrome, met fonteine en riviere, wat in valleie en berge ontspring, 'n land met koring en gars, wingerde, vyebome en granate, 'n land met volop olyfolie en heuning, 'n land sonder armoede, waarin jy genoeg sal eet en niks sal kortkom nie. 'n Land waarin jy volop yster in die klippe, waarop volop yster in die klippe is, waar jy kan koper delf in die berge. En telkens, wanneer jy genoeg geëet het, het die Here jou God dank vir die goeie land wat hy aan jou gegee het. Sorg dat jy nie die Here jou God vergeet, deurdat jy nie gehoorsaam is aan sy gebooie en bepalings en voorskrifte, ek jou vandag gee nie. Die herinnering van vers 10. Telkens, wanneer jy genoeg eet, het jy die Here jou God dank. Dankbaarheid. Dit is waaroor dit gaan. Terwyl ons so bly sit, kom ons sing saam Psalm 86, ons sing saam vers 1 en vers 6.
Kom ons roep die Here aan en bid saam. Ons groot en almagtige Hemelse Vader, ons dankie dat ons, soos ons nou gesing het, ook mag bely, ook vas mag glo. En wanneer ons U aanroep, dan val ons gebede nie op dowe ore nie. Wanneer ons tot U nader, en pleitend en bidend voor U kom, en dan hoor U, dan slaan U ag op ons woorde, dan wend U weer na ons. So pleit ons en bid ons en smeek ons ook vanmôre, Here, neig U oor na ons, luister na ons, hoor ons wanneer ons U aanroep, nie omdat ons waardig is in onsself nie omdat ons dit verdien nie, maar op grond van Christus, op grond van U Seun, Hy wat ons vrye toegang tot die troon van genade gee. Hy, in wie se naam ons vanmôre vergader, in wie se naam ons na U toe nader. Luister, o Here, op grond van Christus se weldade. Hy wat nou nog vir ons intree. Luister, o Vader, omdat U Gees ook in ons harte uitgestort is en Hy vir ons, saam met ons, sug en pleit en smeek. Here, troos ons weer. Troos ons met hierdie wonderlike, troostvolle wete, dat waar ons in die naam vergader, daar is U ook. Waar ons die naam dan opreg aanroep en in geloof aanroep, daar luister U ook. Daarom kom ons vanmôre, Here, ons bid, maak ons ore oop, in die eerste plek vir U woord. Maak ons harte ontvanklik, sny waar nodig is, bemoedig, versterk, gee ons weer krag om met nuwe ywer en vreugde voort te gaan in ons diens. Daarom kom ons en ons pleit voor U, wees met die wat siek is in ons gemeente, die wat hierdie afgelope week 'n skok agter die rug gehad het, die wat vir mediese toetse gaan, die wat moeg is, afgemat is deur die swaar kry in hierdie lewe, die wat onregverdig behandel word, wat swaar kry, die wat ly onder ander mense se sondige gedrag, het sy dit 'n werkgewer is, het sy dit iemand naby aan hulle is. Here, beskerm tog U kinders. Waar tog ons as gemeente, sterk ons in geloof. En as dit U wil is, gee ook gesondheid. Gee ook weer goeie hoop en moed. Gee ook weer krag om die uitdagings van die lewe aan te durf. Daarom bid ons ook met groot vrymoedigheid dat U ons sonde sal vergewe. Ons bely dat ons nog baie gebreke het. Gebrek aan ywer in U diens, gebrek aan gebed, gebrek aan heiligmaking, gebrek aan liefde vir U en vir mekaar. En ons bid in dieselfde asem dat U ons weer deur U Gees sal heilig maak. Dit is U wil, soos ons ook vanmôre sal hoor. Gee ons vreugde in die evangelie. Help ons om hoopvol en vol moed die wêreld weer aan te durf, wanneer ons hier vandaan weggaan. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ons lees vanmôre saam met die woord van die Here uit 1 Tessalonisense hoofstuk 5. As deel van ons nabetragting luister ons dan nou na die woorde van die apostel Paulus. Ek lees vir ons 1 Tessalonisense 5 vanaf vers 12 tot vers 24 en dan herhaal ek vir ons fokusverse nadat ons gesing het in die 1933 vertaling. So 'n bietjie agtergrond. Paulus het die gewoonte dat wanneer hy nou vir die mense se aandag wil trek, dan sê hy vir hulle broers, ons vra julle, broers en susters, ons druk julle dit op die hart.
Hier is nie die eerste of die tweede of die derde maal nie. Dit is byna die 5de keer dat hy nou weer hulle aanspreek, broers. Ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk, en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle, ter wille van hulle werk. Leef in vrede met mekaar. Ons druk julle dit op die hart, broers, wys die leegleiers onder julle tereg. Praat die kleinmoediges moed in, help die swakkes, wees met almal geduldig. Sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie, moenie profeseë gering skat nie, maar toets dit alles, behou wat goed is en bly weg van alles wat sleg is. Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep, is getrou. Voordat ek vir ons fokusverse herhaal, kom ons staan, dan sing ons saam lied 194. Die melodie is 'n bietjie onbekend, ek gaan vra dat Tannie Marlene hom net vir ons deurspeel, en daarna kan ons staan en dan kan ons saam sing. Ons sing saam vers 1 en 2. Ons bring aan U die lof en ere, ons prys U groot naam, o Here, vir al U goedheid uit die hand. Ons dank U vir ons hele lewe waarin U ons met guns omgewe, met liefde ver bo ons verstand. Ons luister na die melodie en dan sing ons saam vers 1 en 2. Ek herhaal vir ons fokusvers, vers 18. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Broers en susters, ons het laasweek die wonderlike voorreg gehad om weer die nagmaal te vier. Dit is 'n oomblik van rus vir ons siele. Die Here het geweet dat dit vir ons nodig gaan wees om in hierdie lewe net oomblikke te kry waar ons weer verkoop word vir ons geestelike lewe. Oomblikke waar ons net by die oase in die woestyn kan gaan sit en weer nuwe lewensvreugde kry vir ons reispad. Terselfdertyd is nagmaal 'n familieete. Dit is 'n geleentheid waar die Here ons weer
opreg herinner dat as ons hier by mekaar kom sit, as ons voor by die tafel saam is en in die gemeente saam is, dan is ons ook een liggaam. Ons is een gesin van God, broers en susters in Christus van mekaar. Dit is 'n wonderlike voorreg, want ons weet dat die Here vir ons sê, wat 'n genade is dit nie dat ons kinders van God genoem kan word nie. Maar geliefdes, dis nie net ons voorreg om deel te wees van God se huisgesin nie. Dit is ook belangrik dat ons as huisgesin van God 'n bepaalde karakter aanneem, dat ons waardig van hierdie huisgesin lewe volgens die reëls. Daarom blaai ons vanmôre na 1 Tessalonisense hoofstuk 5. In Handelinge 17 leer ons hoe die gemeente in Tessalonika gestig is. Paulus en sy reisgenote het die evangelie in die Joodse sinagoge gaan verkondig. Vir 3 Sabbatdae lank het hy dit gedoen. Baie van die Jode, groot aantal godsvreesende Grieke en ook 'n klomp vooraanstaande vroue het toe tot geloof in Christus gekom. En na daardie 3 weke hoor ons dat die Jode ongelukkig geword het en die mense in die stad begin vervolg het, die gelowiges begin vervolg het. Gevolglik moes Paulus hulle vlug vir hulle lewe en kon hulle nie langer daar bly nie. Terwyl hulle nog besig was om die evangelie te verkondig en die mense te leer, moes hulle vlug vir hulle lewe. Ons hoor in dieselfde asem dat daardie Jode van die gelowiges in Tessalonika voor die stadsbestuur gesleep het en hulle valslik beskuldig het. Paulus is dus baie besorgd oor hierdie gemeente. Hy was net vir 'n kort tydjie by hulle het tot geloof gekom baie onlangs, en nou is daar verdrukking. In hoofstuk 1 sê hy dat hulle onder baie moeilike omstandighede die Here gevind het. Daarom stuur hy vir Timoteus na die gemeente toe. Timoteus moet hulle aan die een hand gaan bemoedig en versterk in die geloof, maar hy moet ook 'n verslag terugbring vir Paulus oor hoe gaan dit met die mense in die gemeente. As Timoteus en Paulus weer verenig is, deel Timoteus die wonderlike nuus aan hom mee. Die gemeente en die gelowiges in Tessalonika staan vas in geloof en liefde. Paulus sê dit het hom weer moed gegee. Hy was so verheug en weens hulle lewe het hy weer nuwe lewe gekry. En daarom besluit hy dan om vir hulle hierdie brief te skryf. Dit is 'n brief om hulle te bemoedig. 'n brief om hulle aan te moedig om aan te hou glo. Maar ook 'n brief, omdat hy so vinnig van hulle al weggevat is, om hulle weer te leer oor sekere dinge soos die wederkoms van die Here Jesus Christus. En ten diepste is dit dan 'n boek om hulle te leer hoe om as huisgesin van God, as kinders van God, te lewe. Vanoggend se gedeelte fokus dan veral op die reëls en die opdragte vir ons as huisgesin van God. Vers 18 se laaste gedeelte sê, al hierdie opdragte word vir ons gegee, want dit is die wil van God. In ander woorde, soos ons 83 vertaling het sê, dit is wat God van ons verwag. Hierdie is nie net opdragte en riglyne, hierdie is nie net riglyne nie, hierdie is nie net voorstelle vir ons huisgesin nie, hierdie is opdragte. Dit is God se wil vir ons as gemeente, vir ons wat aankom sit het by die tafel van die Here, wat weer verkoop is deur die offer van die Here. Dit is hoe ons moet lewe. Dit is hoe ons dankbaar in alles kan wees deur ons lewe aan die Here toe te wy. Wat 'n troos is dit nie? Maar so baie mense wat wonder, wat is God se wil vir my lewe? Vers 18 gee die antwoord. Dit is wat God van ons verwag. 'n Dankbare lewe, 'n lewe toegewy aan God in alles. Wat 'n groot troos is dit dan nie? Ons hoef nie te wonder, wat wil die Here nou eintlik van ons hê nie? Natuurlik maak hy nie in elke spesifieke situasie sy wil vir ons bekend nie. Hy gee genoeg vir ons. As ons waarlik ons hou by dit wat die Here vir ons sy woord gee, dan sal ons ook weet wat om te doen in al ons ander situasies. As ons allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid soek, dan sal ons daarmee saam ook weet wat is die Here se wil in al ons omstandighede. Die Here is nie stil nie. Hy sê vir ons wat sy wil is vir ons lewe. Kyk dan baie mooi wat sê vers 18 verder. Dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Die dag toe ons deur die Gees van God geloof ontvang het.
toe ons weer herbore, nuutgebore is in God, toe die ou sondige mens wat ons was, doodgegaan, saam met Christus het hy gesterf en is hy begrawe. En saam met Christus is ons weer opgewek tot 'n nuwe lewe. In Christus ontvang ons dan die ewige lewe, 'n nuwe, die ware lewe. Hy het sy lewe vir ons afgelê, sodat ons lewe aan hom kan toewy. Eers gee God en dan vra hy ook ons lewe. Dit bring ons dan by vers 23. En hier leer ons God se hart ken. God se verwagting, God se wil vir ons in Christus, is dat ons meer soos Jesus Christus word. Soos hy in Efesiërs 4 sê, dat julle meer sal word, dat julle weer in Christus geskape is, in ware heiligheid en geregtigheid. Met ander woorde, dat ons hom meer sal verteenwoordig, dat ons waarlik sal wees, wat ons gemaak is om te wees. Die ware beeld van God in hierdie wêreld weerspieël. Vers 23 sê, dat die Here die God van vrede is. In 'n wêreld vol sonde en gebrokenheid. In 'n wêreld vol oorloë, vyandskap, afguns, haat, jaloesie en al daardie lelike dinge. In 'n wêreld waar daar eintlik min vrede is, word ons deur God wat vrede gee geroep om ook vrede te hê. Vrede in ons huisgesin, vrede in ons kerk en ons gemeente. Ons aanbid die God van vrede. Ons staan op die evangelie van vrede. Christus is ons vrede. Daarom word ons geroep, vers 13, leef in vrede met mekaar. Romeine 8, die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood. Die dinge waarmee die gees van God hom besig hou, bring lewe en vrede. En daarmee saam is Paulus se gebed in vers 23 dat die gelowiges aan die een kant volkome heilig sal wees en aan die ander kant dat God ons siel, liggaam en gees in geheel onberispelik sal bewaar. Twee gedagtes spring uit. Eerstens is dit die Here se wil dat ons heilig moet lewe. In Petrus lees ons as gehoorsame kinders, as kinders van God se huisgesin, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. Tweedens dan moet ons ook onberispelik wees. Paulus sê in Efesiërs 1 dat God ons in Christus voor die grondlegging van die aarde uitverkies het om heilig, onberispelik voor hom te lewe. Net vir 'n oomblik saam te vat. In hoofstuk 1 vers 9 sê Paulus dat ons en alle gelowiges die ware lewende God dien. Gevolglik ontvang ons ook in Christus nuwe lewe. En nou moet ons as nuwe mense met nuwe lewe volgens die wil van God. Ons moet lewe in vrede met mekaar. Ons moet lewe heilig en onberispelik. En dit bring ons dan die praktiese en laaste gedeelte van hierdie teks uit. As ons wil strewe na vrede, heiligmaking, na 'n onberispelike lewe, dan moet ons baie mooi luister na dit wat die Here vir ons hier sê. Paulus skryf vir die gemeente huistafels, met ander woorde huisreëls vir ons vir die huisgesin van God. En ons kan dit in 4 dele opdeel. Eerste opdrag in vers 12 tot 13. En dit fokus op die voorgangers in die gemeente. En nie net die voorgangers nie, maar almal wat hard werk in die gemeente. Dit verwys wel spesifiek ook na die ouderlinge. Ouderlinge is herders wat die Here vir sy gemeente gee. En ten spyte daarvan dat ons as kerkrade soms foute kan maak, ten spyte daarvan dat sekere ouderlinge nalat om hulle werk te doen, of selfs vir 'n tyd lank in sonde val. En spyte daarvan dat ons mense maar net swak is en ons beste probeer en soms nie eens dit daartoe kan doen nie, glo ons steeds dat God ons roep en sekere mense aanstel in sy diens. En die ouderlinge kry ook 'n wonderlike roeping. 'n Wonderlike roeping, 'n reuse verantwoordelikheid. Vers 12 sê dat dit mense is wat hard werk. Letterlik staan daar dat hulle self uitput met hulle werk.
Terselfdertyd is ouderlinge voorgangers en herders. Hulle moet die kudde beskerm, hulle vermaan en hulle lei deur voorbeeld. Geliefde kerkraad, beskryf hierdie woorde jou. Is jy besig om met moeite, met ywer, is jy besig om hard te werk in die gemeente van die Here? Is jy besig om jou amptswerk met ywer te verrig? Lei en beskerm jy die mense wat God met Christus se bloed duur gekoop het? Is jy 'n goeie voorbeeld vir die mense in die gemeente? Maar geliefdes, die opdrag is ook vir die res van ons, eintlik in besonder vir die res van ons. Vers 12 en 13 sê, gee erkenning en bewys in liefde die hoogste agting vir die voorgangers. Maar doen dit nie omdat hulle so oulik is nie, maar omdat Christus hulle aangestel het. Doen dit nie omdat hulle wonderlike mense is nie, maar omdat hulle God se werk doen, om vrede te bring, om ons te lei, om ons te vermaan, om ons te roep vir die wil van God. Ek gaan dink bietjie hierdie week daaroor. Wanneer laas het jy vir jou ouderling dankie gesê dat hy huisbesoek kom doen? Nie iets wat meer in ander kerke regtig gebeur nie. Wanneer laas het jy vir jou ouderling gesê dankie vir die besoek, vir sy gebede wat hy doen? Wanneer laas het jy eerbied getoon vir die mense wat voorgangers is en wat hard werk om hierdie gemeente staande te hou? En vra jouself af, hoe kan ek dan verseker dat die mense wat ons voorgangers is ook hulle werk met vreugde kan verrig? Die tweede opdragte dan, vers 14 tot 15, en dit handel oor ons horisontale verhoudings, ons verhoudings met mekaar. Die Here gee aan ouderlinge 'n baie spesifieke ampt en rol, maar die Here gee ook vir almal van ons tot 'n mate 'n rol om mekaar te vermaan, by te staan, te lei. Nou nie net die kerkraad nie, maar ook ek. As lede van God se huisgesin is ons verantwoordbaar vir mekaar. Ons het ook verantwoordelikhede teenoor mekaar. Hoor hoe mooi skryf Paulus dit. Die wat onordelik lewe, die wat die mense ontwrig, wat die vrede, wat dreig om die vrede van die gemeente weg te vat, vermaan hulle. Ja, nie die ouderlinge nie, maar ons, wanneer ons 'n broer of suster sien verkeerd trap. Die wat kleinmoedig is, die wat swaar kry, die wat huil, praat hulle weer moed in, staan hulle by. Die wat fisies, emosioneel, geestelik of wat se manier ook al swak is, ondersteun hulle, dra hulle. Bewaar die vrede, maak seker dat niemand 'n ander een kwaad vir kwaad vergeld nie. En elke een van hierdie werkwoorde, vermaan, bemoedig, ondersteun, dit dra in Grieks die gedagte dat ons aan die een hand mekaar net bystaan, dat ons langs aan mekaar staan. En aan die ander hand dat ons met mekaar kommunikeer. Nou kom ons dink weer prakties oor daai opdrag. God wil hê dat ons met mekaar moet praat en mekaar moet bystaan. Dit is nie ander se verantwoordelikheid nie, maar my verantwoordelikheid vir my gelowige, vir die gelowiges rondom my. Maar hoe kan ons mekaar bystaan as ons mekaar nie ken nie? Hoe kan ons met mekaar praat as ons nie mekaar besoek nie? Hoe kan ons mekaar spesifiek en elkeen in sy omstandighede help as ons nie weet wat gaan in ander se lewe aan nie? Waarom geliefdes, maak weer moeite met mekaar. Beywer julle vir die belange van julle medegelowiges. En ook vir alle mense. Die derde stel opdragte, vers 16 tot 18. Dit fokus op ons daaglikse lewe. 3 opdragte. Wees bly, bid en wees dankbaar. Dit kan nie makliker as dit wees nie. Maar as ons waarlik besef wat die Here vir ons in Christus gedoen het, as ons waarlik weer besef hoe groot die Here se offer is en die genade wat ons in ons lewe het, dan sal ons ook vreugde en blydskap in die Here beleef. As ons 'n ware geloof het, dan kan ons ook nie anders as om te bid nie, die asemhaling van ons geloof. Nou as ons weer die genade van die Here besef, dan sal ons ook dankbaar wees en teruggee aan die Here. Dankie sê vir wat hy doen. En kyk ook mooi die woorde wat saam met hierdie opdragte kom. Nou wees bly, maar wees altyd bly. Bid, maar bid gedurig of bid sonder ophou. Wees dankbaar, maar wees in alles dankbaar.
Dit is 'n voortdurende opdrag. Dit beteken nie dat ons nooit hartseer word of soms vergeet om te bid nie. Dit beteken dat ons volhardend en toegewy lewe in gebed, dankbaarheid en vreugde in die Here. Om weer prakties te wees. Blydskap, dankbaarheid, gebed. Dis eintlik 3 deugdes wat mekaar mooi omhels en mekaar mooi aanmoedig. 'n Dankbare hart sal dankgebede tot die Here gee. Iemand wat in dankgebede tree tot die Here is ook weer vol blydskap en vreugde. 'n Biddende siel is 'n siel wat bly is. En wanneer ons bly is, dan het ons ook baie rede tot dankbaarheid. Waarom beoefen dit? Kies een van hierdie week en probeer net op dit fokus lê. En die ander sal ook natuurlik volg. En dan die laaste opdrag, vers 19 tot 22. Dit fokus op die werk van die Gees deur profeseë. En met profeseë word nie bedoel voorspellings van die toekoms en die eindtyd nie. En dit gaan hier oor versterking, bemoediging en vertroosting wat die Here vir ons gee. Dit gaan oor opbou van die gemeente. Die vernaamste manier bely ons hoe dit gebeur, is dat die Here vir ons deur sy woord die profeseë gee. Dat die prediking ook profesie is. Daarom gaan dit oor die eredienste. Dat ons moeite sal maak om die eredienste by te woon, moeite sal maak om Bybel te lees as gesin saam, moeite sal maak om ook Bybelstudies by te woon. Baie keer gaan die skrif ook oor ons kop. Niemand geniet dit om vermaan te word nie. Sommige mense dink mos die preek geld net vir ander mense. Ander luister weer baie mooi en ons sodra hulle hier uitgaan, verloon hulle die Here en verloon hulle dit wat hulle hier gehoor het. En wanneer die prediking so oor ons koppe gaan, dan staan ons eintlik die werking van die Gees teen. Dit gaan ook hier oor meer as net Sondagse preek. As gelowiges wat God se Gees het, is ons almal geroep om profete te wees. Met ander woorde, ons moet almal mekaar met leiding, raad en hulp uit die skrif bystaan. Dikwels druk die Gees dit op ons hart om vir iemand anders iets te sê, oor iets oor hulle lewe of om hulle te bemoedig. En in sulke tye moet ons nie sê, ag, wat weet hy, wat weet sy tog nie. Nee, luister na die woord van die Here, luister na die Gees van die Here wanneer hy deur ander met julle praat. Profesie is bedoel om ons te versterk en te bemoedig. Luister daarom na die stem van jou broer wanneer hulle deur die Gees ook met jou praat. Sluit af. Die Here Jesus sê dat 'n boom aan sy vrugte geken sal word. So kan ons ook sê dat die kinders van God se huisgesin geken sal word aan hoe hulle volgens die reëls van hierdie huisgesin lewe. En daarom moet ons met al ons krag strewe volgens die wil van God te lewe. En in ons gemeente is al baie mense wat dit reeds doen. Maar ek vra julle dan, broers en susters, lê julle nog meer daarop toe. Lewer vrugte van vrede, strewe na heiligheid en strewe om onberispelik voor die Here te lewe. Doen dit deur erkenning te gee aan die mense wat hard werk, erkenning te gee aan die ouderlinge. Doen dit deur hulle optrede teenoor mekaar in liefde, wees besorgd met mekaar. Lewer ook so 'n bewys van jou geloof deur elke dag bly te wees in die Here, deur elke dag te bid, deur elke dag dankbaar te wees, want dit is die wil van God in Christus vir ons. En luister na die stem van die Gees wanneer hy met jou praat. Mag die woorde van ons mond en die oordeenking van ons hart aan vir die Here in alles welgevallig wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, mag U, die God wat vrede gee, ons volkome heilig maak. Mag U ons gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar tot die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En ons weet U sal dit ook doen. Want U wat ons roep is getrou. Amen. Liefdes, ek gee nou geleentheid vir die opname van die kollekte en daarna sing ons saam.
sing ten slotte Lied 554. Ek gaan weer vra dat Tannie Marlene om net vir ons deurspeel, die melodie deurspeel. Daarna sing ons saam vers 1, dan die seën van die Here. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.